keer nie. Kom ons sing van ons verlosser. Met die aangrypende woorde van lied 220 en dan direk daarna raak ons ook stil met die woorde van lied 152 op die bekende melodie van Psalm 138 en dan gaan ons ook daarmee in die erediens in. Met ons harte sing week, kom ons by mekaar en ons hartse verlange is juist dit. Met ons hele wese wag ons op die Here. Hy is ons hulp en ons skild, want oor hom is ons harte verheug. Ja, op sy heilige naam vertrou ons. Gemeente van ons Here Jesus Christus, genade en vrede vir julle van hom wat is, en wat was en wat kom, en van die 7 geeste voor sy troon, en van Jesus Christus, die geloofwaardige getuie, die eerste wat uit die dood uit opgestaan het, die heerser oor die konings van die aarde. Amen. Kom ons loof die Here met skrifruiming 1:10 vers 1 en 2 waarna ons geloof bely.
Deur die eeue is die kerk 'n belydenende kerk. Kom ons bely dit wat ons glo van harte saam. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van hemel en aarde, en in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is. Hy het die lyding van die hel ondergaan. Hy het op die 3de dag opgestaan uit die dood, opgevaar na die hemel, en hy sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, waarvandaan hy sal kom om die lewendes en die dooies te oordeel. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergifnis van sondes, die opstanding van die liggaam en 'n ewige lewe. In ons versoeningsdiens gaan ons saam lees uit Romeine 13, vers 8 tot 14. Wees aan niemand iets verskuldig nie, behalwe die verpligting om mekaar lief te hê. Wie sy medemens liefhet, het die wet vervul, want dit, jy mag nie egbreek pleeg nie, jy mag nie moord pleeg nie, jy mag nie steel nie, jy mag nie begeer nie, of watter ander gebod ook al, word saamgevat in hierdie uitspraak. Jy moet jou naaste lief hê, soos jouself. Die liefde doen die naaste geen kwaad nie. Daarom is die liefde die vervulling van die wet. Boonop, ken julle die bestemde tyd, dat die uur reeds daar is om uit die slaap wakker te word. Ja, ons verlossing is nou nader as toe ons tot geloof gekom het. Die nag het reeds gevorder, dit is amper dag. Kom ons doen dan afstand van die praktyke van die duisternis en trek die wapenrusting van die lig aan. Kom ons leef betaamlik soos in die dag, nie met gevyf en dronkenskap nie, nie met ontug en losbandigheid nie, nie met rusie en afguns nie. Beklee julle egter met die Here Jesus Christus en maak nie voorsiening vir julle sondige aard om sy drange te bevredig nie. Daagliks word ons opgeroep om onsself aan te trek met Christus. Christus wat vir ons geleer het om lief te hê. Wat vir ons gesê het, maar doen aan ander soos wat jy graag aan jou gedoen wil hê. En as ons eerlik is met mekaar, waarmee is ons elke dag aangetrek? As ons ander afjak, as ons in ons gedagtes lelik dink oor ander, as ons kortaf antwoorde gee, waarmee is ons aangetrek as ek ander mense ontmoet? Veral diegene wat ek dink dalk my vyand is of van wie ek nie hou nie. Jesus roep ons op om selfs ons vyande lief te hê. Kom ons gaan na hom toe en ons bely dit, maar ons vra ook die Here om ons hierin te lei, om ons elke dag deur sy Gees meer en meer met Christus te bekleed. Terwyl ons so bly sit, kom ons sing Psalm 25, 2 vers 4 en 5.
Ek gaan vir Anne-Mart vra om vir ons na vorentoe te kom. Ek gaan ons vir haar geleentheid gee om voor God en sy gemeente haar geloof te bely, maar baie belangrik, wat ons, as ons deur alles gaan lees, mense op 'n tyd het meeste van ons ook belydenis van geloof afgelê. So as dit hier in die gemeente gebeur, roep dit ons elkeen weer op, om saam met haar te kan antwoord in ons hart en ons gedagtes. As ons vir haar gaan vra, maar wat is jou antwoord hierop, dat ons elkeen van harte kan bely, ja, ek glo nog, dit wat ek gesê daai dag, toe ek ook belydenis van geloof afgelê het. So kom ons luister almal aandagtig, maar Anne-Mart, jy kan maar na vorentoe kom. Ek gaan praat terwyl jy na vorentoe kom. Kom gerus na vorentoe, Anne-Mart. Daar jy kan na my kyk, jy kan net daar staan soos wat jy daar staan. Daar is hy. Geliefdes in die Here, God het in Jesus Christus, ons Here, die verbond van genade met ons kinders opgerig. As kinders en erfgename het ons deel aan die volle rykdom van die weldade van hierdie verbond, maar word ons ook tot gehoorsaamheid aan en aanvaarding van die verbond geroep. So Anne-Mart, jy gaan nou alles omhels wat God aan jou pa en jou ma beloof het die dag toe jy gedoop is en sê, maar nou omhels ek dit vir my eie. Goed, daarom moet verbondskinders, wanneer hulle tot die nodige insig gekom het, hulle geloof openlik in die midde van die gemeente bely, as ook hulle voorneem om deur die krag van die Heilige Gees die verbondsgemeenskap met God te onderhou. Gelei deur die Gees van God en sy woord, het Anne-Mart die kerkraad gevra om haar geloof hier openlik te bely. Nadat sy behoorlik onderrig en ondervra is die kerkraad daarvan oortuig dat sy toegerus is om tot sodanige persoonlike belydenis te kom. Anne-Mart, jy kom nou hier voor die aangesig van God en in die midde van sy gemeente om jou geloof te bely. Daarom versoek ek jou om in alle opregtheid op die volgende vraag te antwoord. Glo jy in die enige ware God, Vader, Seun en Heilige Gees, in wie se naam jy gedoop is? Glo en bely jy dat al is jy in sonde ontvang en gebore en nog steeds tot alle boosheid geneig, jy tog in Christus geheilig is, deur die Vader tot sy kind aangeneem is en deur die Heilige Gees tot 'n nuwe gehoorsaamheid opgewek is. Met ander woorde, glo jy die suiwer evangelie? Die derde vraag is, glo en bely jy dat die Ou en die Nuwe Testament die woord van God en die volkome leer van saligheid is, soos dit ook in die belydenisskrifte van die gereformeerde kerke uitgedruk word en in die kerk hier geleer word. Vierdens, is dit jou voorneme om deur die genade van God in hierdie leer tot die einde van jou lewe standvastig te volhard. Die verbondsgemeenskap met God te onderhou, hom van harte lief te hê en in gehoorsaamheid aan sy woord te dien, van die wêreld en sy begeerlikheid af te sien, jou lewe en saligheid buite jouself in Christus te soek en so hierdie belydenis van jou met 'n godvreesende lewe te bevestig. En beloof jy, terwyl die volle gemeenskap met die kerk van Christus nou vir jou ontsluit word, om as 'n lewende lid van die kerk die bediening van die woord en die sakramente ywerig te soek. Jou gawes gewillig en met vreugde tot nut en saligheid van die ander lede en tot die uitbouing van die koninkryk van God aan te wend, en dat jy jou in die Christelike vermaning en tug sal onderwerp as jy in leer of lewe misgaan. Anne-Mart, wat is hierop jou antwoord? Jy sê op dieselfde manier ja, toe ek nou dag vir jou sê, glo jy in Jesus, presies dieselfde manier. En waar jy hier openlik jou geloof bely en God se verbondsbeloftes wat in jou doop verseël is aanvaar het, roep ons jou op om hierin te volhard. Hou aan hiermee. Moenie skiet gee daarop nie. In die naam van ons Here Jesus Christus, heet ons jou hartlik welkom in die volle gemeenskap van God. Jy's nou lidmaat en ons is bly daarvan. Mag die God van alle genade self, wat ons tot sy ewige heerlikheid in Christus Jesus geroep het, nadat ons 'n kort tydjie gelei het, jou volmaak bevestig, versterk en grondves. Ja, maar God die werk wat aan jou begin het, self en tyd uitvoer. Dis ons gebed ook vir jou. Aan hom die heerlikheid en die krag tot in alle ewigheid.
Amen. Terwyl sy so staan, gaan ek afbeweeg, maar kom ons sing Psalm 9 vers 1 en 7 waar ons juis ons die hart van hul wat U bely sal in U naam standvastig bly. Kom ons staan en sing ons hierdie lied saam. Dankie, julle kan maar sit. Mense, soos dit ons gewoonte is, kry jy nou 'n formele sertifikaat, dat jy nou belydenis van geloof, daar is 'n hele formulier, dan het ons 'n boekie ook net as 'n persent, om vir jou baie seën en sterkte toe te wens. En dan is hier so daai versies wat vir ons sê, dat die Here het ons skoon gewas, die rooi sakkie sê, met sy bloed is ons witter as sneeu gewas. Die kersie sê, die Here sê ons moet ons lig laat skyn, en die sout sê, maar ek moet sout van die aarde wees. Mag jy altyd daaraan herinner, jy is reeds skoon gewas, maar wees lig en wees sout. Daar's hy, baie sterkte. Daar's hy. En onthou net, gou na die diens wil ek 'n foto saam met pa en ma en boetie hier voor die preekstoel hê. OK, dankie. Kom ons buig ons hoofde in gebed saam. Ja Here, ons kan aan U alleen die eer bring vir dit wat hier gebeur het nou. Dat elkeen van ons ook vanmôre reeds ons geloof kom bely, is genade op genade. Want as Christus wat 'n dooie sondaar uit die dood uit red. Ja, iemand wat vir ewig verlore is, red om vir ewig saam met hom en die Vader te lewe. Ja Here, van begin tot einde is ons verlossing U werk, daarom kom al die eer, die aanbidding, die dank, die lof, U alleen toe. Dankie vir die werk wat U ook in Annemart begin het, deur haar familie, oupa, ouma, ouers. Ja, dis U genadewerk. En ons wil haar ook op haar pad vorentoe, haar lewenspad in U hande plaas. Ja Here, versterk, versorg haar geloof deur U Gees. Wees naby haar, ook in al haar besluite, waar sy ook eersdaagse matriek eindeksamen moet skryf. Ja, gee haar die krag dat sy dit doen asof sy dit vir haar Here self doen. Here, in hierdie oggenduur waarin ons elkeen meer opnuut herinner word aan ons eie belydenis, dat wat ons elkeen in ons eie hart glo, kom skuil ons by U. U alleen is ons rots, ons skuilplek en ons redder. Here, ons God, as ons iets gedoen het, as ons iemand verontreg het, ja Here, ons sondes, ons liefdeloosheid, dit ken U, vergewe ons dit in Jesus naam. Lei ons eerder deur die Gees dat ons meer en meer met Christus bekleed sal word. Hou ons staande deur die kragtige werking van U Gees. Daarom bid ons ook nou, as ons U woord gaan lees, as U aan die woord gaan kom, wees U self die bedienaar van U woord in elke hart. Maak ons vry, sodat ons waarlik vry kan wees in Christus. Laat ons lewe, sodat ons waarlik kan lewe tot U eer alleen. In Jesus naam. Amen.
Ons skriflesing kom vanmôre uit Galasiërs 1, Galasiërs 1 vers 1 tot 10. Ek gaan net my baadjie uittrek. Ek weet nie of dit die baadjie is of iets. Ekskuus julle. Galasiërs 1 vers 1 tot 10. Die opskrif of dit begin met Paulus, 'n apostel. Nie op gesag van mense of deur mense nie, maar wel deur Jesus Christus en God die Vader wat hom uit die dood opgewek het. En al die broers saam met my aan die gemeente van Galasië. Genade vir julle en vrede van God ons Vader en die Here Jesus Christus. Hy wat homself gegee het vir ons sondes, om ons te red uit die huidige bose bedeling, volgens die wil van ons God en Vader, aan wie die heerlikheid behoort vir ewig en ewig. Amen. Ek is verbaas dat julle so gou van hom wat julle deur die genade van Christus geroep het, wegdraai na 'n ander evangelie. Daar is nie 'n ander evangelie nie. Al is daar sommige mense wat julle probeer verwar en die evangelie van Christus wil verdraai. Maar selfs al sou ons of 'n engel uit die hemel 'n evangelie aan julle verkondig en in stryd met wat ons aan julle verkondig het, laat hom vervloek wees. Soos ons van tevore gesê het, sê ek nou weer, as iemand aan julle 'n evangelie verkondig wat in stryd is met wat julle ontvang het, laat hom vervloek wees. Probeer ek nou mense tevrede stel of God? Of soek ek die guns van mense? As ek nog steeds mense se guns sou probeer wen, sou ek nie meer 'n diensknegt van Christus wees nie. Tot sover lees ons uit die woord van die Here uit. Ons gaan fokus op daai woorde in vers 7, daar is nie 'n ander evangelie nie. Ek dink om te hoor en te sien hoe Anna Mart voor God en sy hele gemeente haar geloof bely, bring ons elkeen weer tot stilstand. Met ons eie harte voor die lewendige God. Dit bring ons tot besinning. 'n Mens wil amper daai woorde gebruik van die psalmdigters, Sela. Dink gou, wat het nou hier gebeur en hoe raak dit my? Ons elkeen moet deeglik besin oor waaroor geloof en kerk toekom gaan. Waarom is ons almal hier en deel van hierdie gemeente? Ons kan so maklik die grootsheid van hierdie oomblik mis en wat dit vir ons elkeen beteken. Want elkeen van ons, soos ons hier sit, het op 'n tyd en 'n oomblik ons eie geloof bely. En weet julle wat, as ons ook die woorde van die apostel Paulus in gedagte roep, daai woorde in Romeine 10, daai bekende woorde, want as jy met jou mond bely dat Jesus die Here is en jy glo met jou hart dat God hom uit die dood opgewek het, sal jy verlos word. As jy in jou hart glo, met jou mond bely die evangelie, sal jy verlos word. Jy sien, 'n belydenis wat die Heilige Gees in jou hart vas lê en wat oor jou mond spoel, is 'n saak van om vir ewig verlos te wees of nie. Om vir ewig God se kind te wees of om vir ewig verlore te wees. Ja, dis 'n saak van intense belang vir elkeen van ons. Glo jy met jou hele hart en bely jy met jou hele mond wat Anna Mart vanoggend hier bely het? Glo jy die evangelie? Mooi saamgevat in daai tweede vraag wat ons aan haar gestel het. Ja, die hart van die Bybel gaan oor die evangelie. Dit gaan oor die goeie nuus van God, oor sy seun Jesus Christus, wat in ons plek gekruisig is en wat uit die dood uit opgestaan het, om ons te red. Ons te red. As die apostel Paulus hier in vers 7 skryf, daar is nie 'n ander evangelie nie, dan raak hy eintlik 'n seerpunt aan in die kerk deur al die eeue. Want vanaf die eerste tree wat die kerk gegee het, vanaf die vroegste tye,
kry ons binne die kerk vals evangelies. Ook vandag word ons aan soveel idees, soveel bedieninge, welsprekende predikers wat letterlik lyk soos 'n engel met lig agter hom, kry ons boodskappe. En hulle hou hulle boodskappe aan ons voor as die evangelie. Maar wanneer 'n mens die brief aan die Galasiërs, wat Paulus hier skryf, wanneer 'n mens dit vergelyk met al sy ander briewe, dan tel 'n mens onmiddellik op dat hier 'n ander trant is, waar hy gewoonlik begin met sy gebruikelike seën en voorstelling wie hy is, en waar hy gewoonlik die Here dank vir die mooi werk wat hy in die gemeente doen, en hy kan dit sien in die gelowiges, mense pak uit die bul by die horings, en hierdie apostel, mense amper sê, hy is woedend, hy's kwaad, hy's ontsteld, anders as sy ander briewe, waar daar altyd eers 'n vriendelike groet is. Hoor ons sommer hierso in vers 6, vroeg in vers 6, ek is verbaas dat julle so gou van hom wat julle deur die genade van Christus geroep het, wegdraai na 'n ander evangelie. Wat ons in heel eerste plek moet raak sien. En dit moet ons nou nie mis nie. Is dat hierdie brief is geskryf aan 'n klompie gemeentes in Galasië. Dit is vandag se Turkye. Met ander woorde, dis mense wat reeds gelowiges is. Hulle het reeds geleentheid gehad om voor God en sy gemeente hulle geloof te bely. Hulle het tydens Paulus se eerste sendingreis tot bekering gekom. Ja, net soos Annemart. Vanmôre het hulle ook al voor die gemeente gesê, ek glo die evangelie. Maar na sy vertrek uit daardie gemeentes was daar 'n klomp vals predikers op sy hake gewees. Ja, wat aan hierdie mense 'n ander ietsie kom hak het by dit wat hy aan hulle verkondig het. Hulle het die mense binne die gemeente geleer dat ja, hulle moet die evangelie glo, plus hulle moet ten volle eers ook Jode word. Hulle moet eers al die Joodse seremoniële voorskrifte, ook van wat jy mag eet en wat jy natuurlik nie mag eet nie. En natuurlik ook die mans moet almal besny word. Ja, hulle moet eers daardie dinge stiptelik nakom. Dan eers sal hulle vir God aanvaarbaar wees. Ja, glo die evangelie, hulle verkondig dit soos Paulus, plus wat jy moet doen om God se arm te draai, sodat jy gered kan word. Julle deur die eeue is die grootste gevaar vir die kerk, nie die kerkvervolgers en wat Christene doodmaak nie. Dis die adder in ons eie binneste. Die prediker binne die kerk wat 'n vals evangelie verkondig. Hulle weet wat die mense wil hoor en hulle preek net dit. Hulle weet ons wil in die middel staan van alles en hulle weet hoe om met hulle prediking dit reg te kry. En let fyn op hoe slinks die duiwel is as hy die vals predikers op ons pad bring. Jy kry hulle binne die kerk. Hulle trek nie 'n streep deur die evangelie nie. Nee, hulle het die evangelie op hulle lippe. Dit klink of dit uit hulle harte uitkom. En hulle woorde en hulle musiek, die tref jou. Dis aangrypend. Maar op 'n fyn berekende wyse hak hulle ietsie aan die evangelie wat jy ook moet doen. Kort voorlang is Christus nie meer die middelpunt van die evangelie nie, maar jy en wat jy moet doen. Ek dink mense beskryf dit en ek het al soveel predikers gehoor met 'n baie bekende allegorie. 'n Allegorie is 'n storie met 'n dieper betekenis. Ek seker baie van julle het al daai ene gehoor, wie jy as jy nou vir 'n klein kindjie wil verduidelik wat geloof is, dan gaan dit daaroor, wie ek is op hierdie stormsee en ek is besig om te verdrink en hier kom Jesus met 'n bootjie verby en hy steek sy arm uit en geloof is my hand wat daardie hand van Jesus vasgryp. As ek daarom nie vasgryp nie, gaan ek verlore. Jy moet daarom iets doen om by Jesus te kom. Die duiwel weet vanaf die tuin van Eden is die hart van Adam en Eva en hulle hele menslike geslag op onsself gerig. Elke mens wil hom altyd iewers die middelpunt van die heelal wees, ook in ons geloofslewe.
Mense en Christene spring dit nie vry nie. Ook ons wil dit wees. Daarom is die hartsboodskap van die Galasiërsbrief so uiters aktueel en moet ek en jy dit amper maandeliks oor en oor lees, oor en oor hoor, om net onsself daarin weer op te skerp. Die Gees moet ons gereeld weer die ware evangelie laat hoor. Want net die suiwer evangelie is die enigste goeie boodskap wat van God afkom. Die apostel is woedend as hy van die valspredikers in die gemeente van Galasië hoor. Want buiten dat daar nie 'n ander evangelie is nie, kom valspredikers en hulle verdraai die evangelie. Die woord wat ons vanuit die oorspronklike taal vertaal met die woord verdraai wat ons uit die oorspronklike taal vertaal, beteken om iets wat op 'n goeie koers was, om te draai, sodat hy op 'n slegte koers voortgaan. Waar die ware evangelie my vrymaak en God alleen verheerlik, draai 'n ander valse evangelie my op 'n ander koers. Dit maak my nie vry nie. Dit maak vir my 'n slaaf. En dit verheerlik nie vir God nie. Waar die ware evangelie my omdraai en my laat wegstap van Hendrik wat verlore moes gaan, draai my om. En hy sit my op 'n pad van ek gaan verlore. Verstaan julle hoekom Paulus so kwaad is? Net die suiwer evangelie plaas jou op 'n ewige weg na die Vader en na Christus toe, terwyl enige ander evangelie jou op 'n totaal ander koers plaas, vir ewig verlore. Dit gaan nie vir Paulus, en my broer en my suster ook nie vir hierdie dominee nie, ook nie vir die kerkraad wat elke Sondag hierdie preekstoel oppas. Dit gaan nie vir ons daaroor oor 'n klomp kleinlikheid, vir ons is 'n klomp doppers en ons hou nie van ander kerke nie. Dis nie waaroor dit gaan nie. Dit gaan oor elkeen van ons se ewige bestemming. Ons geliefdes se ewige bestemming. Dis waaroor dit gaan. Net die suiwer evangelie is goeie nuus. Dit maak jou waarlik vry. Enige ander evangelie, al is dit 'n Christus plus wat jy moet doen, is slegte nuus en sit jou op 'n pad weg van God se genade af. Vir Paulus is dit so erg dat hy in hierdie gedeelte waarna ons geluister het 2 keer vir daai prediker sê, vervloek is julle. Weet ek kan in 'n lang lys name wat ek op YouTube sien, op die oomblik dink en voorhou aan julle en sê vervloek is julle, en dan gaan julle baie ontsteld wees. Paulus skroom nie om te sê waarna toe daai mense en hulle prediking en hulle navolgers op pad is nie. Enige evangelie wat fynbereken die boodskap van Christus alleen verdraai na 'n Christus plus wat jy moet doen en die helder lig op jou keuses en jou bydraes. Ja, enige evangelie wat dit daarop laat val, is bitter gevaarlik. Gaan lees weer hierdie gedeelte aandagtig deur. Nou kom ons kyk gou na 'n paar voorbeelde en ek haak hier aan by 'n skrywe of 'n boekie van Tim Keller. As ons net kyk na vinnig 3 voorbeelde. Ek dink die eerste een is jy word vrygespreek die oomblik as jy jouself met volle oorgawe, jou hart vir Jesus gegee het. En jy hoor ook gereeld in die prediking, gee jou hart vir Jesus, terwyl daar geen so uitdrukking in die Bybel is nie, so mooi as wat dit vir ons klink. Dit is daai mooi beeld, jy moet vasgryp aan Jesus. So baie mense glo dat hulle gered sal word op grond van hulle sterk geloof, hulle vertroue, hulle toewyding en dat ek gedoop is en ek het 'n keuse gemaak. Hoor julle wie staan in die middel van so 'n geloof? Die gewildste een in hierdie kategorie is beslis die voorspoedsteologie, wat vandag so gewild is. Ek wil amper vandag sê, op die oog af suksesvolle kerk vandag is 'n voorspoedsteologie kerk. Glo harder, bid meer, doen meer, gee meer, veral vir die pastoor, en jy sal seën, en jy sal iets van die hemel nou al in hierdie lewe bereik. Maar die fokus is op jou.
'n ander gewilde een van ons tyd en kultuur op die oomblik is die Be Kind beweging. Moenie te veel gebodder wees oor wat iemand glo, wat sy siening oor die sonde en belangrike sake in die lewe is nie. Nee. Wees net nice en kind met almal. En wie as jy met nice en kind is teenoor almal, dan wag Jesus vir jou in by die hemelse poorte, want jy was nice en kind met almal. Op wie val die fokus? Jy's so nice. Jy's so kind. Alles gaan oor jou. Ja, wees net nice. Wees net verdraagsaam en jy's gered. Het julle dit al gehoor? Of is dit net die dominee wat dit hoor waar mense sê, man moenie worry nie, wees net kind. Nog 'n voorbeeld, derde een, miskien een wat nader aan ons doppers is om altyd daai een tree meer godsdienstig te wees as die een langs my. En om te kan fokus op 'n klomp uiterlike dinge. Wat trek ek aan? 'n Klomp uiterlike moets en moenies binne die kerk, my gebedshouding, ons tradisies. Is ek dieselfde tradisie of doen ek dieselfde rituele soos wat ons nog altyd geleer en voorgeskryf is? En mense, hierdie goeters is nie alles verkeerd nie. Dis mooi om binne 'n kerk 'n tradisie en sekere gebruike en gewoontes te hê, maar die oomblik wanneer ek dit gebruik om te onderskei tussen wie's reg en wie is verkeerd, dan val die fokus weer op my. My rituele, hoe godsdienstig ek is, en skuif ek vir Christus uit die evangelie, uit die middelpunt uit weg. Jy sien die tragiese van al drie bogenoemde voorbeelde, en daar kan dalk nog baie wees, is dat ek my fokus van die suiwer evangelie al wegvat, van Christus af. En daarom sê Paulus, dit kan my laat verlore gaan. Pas op. En nou die vraag, maar wat is die evangelie? Wat is dit wat God die Heilige Gees in Anne-Mart se hart kom bevestig? En daai vraag 2 waarop sy reeds gesê het, ja. Wat is dit wat die Gees deur haar belydenis vanoggend elkeen van ons aan wil herinner, sodat ons enigste troos, al ons hoop, al ons verwagting kan wees. In vers 4 en 5 skryf die apostel die allermooiste boodskap, die suiwer evangelie. Kom ons luister weer. Gaan gou my een aan. Vers 4 tot 5. Dis hy, dan praat hy van Christus, wat homself gegee het vir ons sondes, om ons te red uit die huidige bose bedeling, volgens die wil van ons God en Vader, aan wie die heerlikheid behoort vir ewig en ewig. Amen. Kom ons haal hulle gou uitmekaar uit. Kom ons kyk gou na daai eerste een. Hy, Christus, wat homself gegee het vir ons sondes. Natuurlik is elkeen van hierdie sinnetjies is 1000 preke. Maar kom ons hou dit kort. Die hart van die evangelie gaan daaroor dat Christus homself in ons plek aan die kruis laat vasbyker het, sodat hy aan die kruis die straf en die oordeel in ons plek gedra het, omdat ons dit nie kon dra nie. Hy het dit in ons plek verduur. En ons moes dit vir ewig verduur het. Dit wat hy na 3 uur donkerte verduur het, moes ek en jy vir ewig verduur het. Aan die kruis het Jesus alles gedoen wat ons moes doen, maar nie kon doen nie. En daarom kan Paulus elders so skryf, daai mooi woorde in Romeine 8 vers 1, daar is dan nou geen veroordeling vir diegene wat in Christus Jesus is nie. Geen veroordeling nie. Geen mens kan, geen mens hoef iets by die afgehandelde werk van Jesus te doen nie. Ons Here doen nie halwe werk nie. Ons moet nie dink omdat ons dit doen, hy doen dit ook nie. Hy kan nie, hy doen dit nie. Sy opstanding uit die dood is juis ons waarborg dat sy offer genoegsaam was vir die Vader. In die volgende gedeelte skryf die apostel om ons te red uit die huidige bose
bedeling. Met hierdie woorde trek die apostel 'n streep deur die hele siening dat ek en jy moet iets doen om gered te word. Die woordjie red dui op iemand wat uit die vuur geruk word. Dit dui op iemand wat onder uit die bodem van die see morsdood gehaal gaan word en gered word. Ja, as iemand verdood op die bodem van die see sink, tot daar toe onder lê en sy longe is al klaar vol water. Mense, help nie, ek stuur vir hom 'n WhatsApp met 'n videoetjie op van hoe om te swem en homself te red nie. Dit help nie. Iemand moet induik, hom gaan uithaal, die water uit sy longe uitkry, nuwe lewe in sy longe inblaas, sodat die persoon weer kan asemhaal. En dit is die regte beeld van die evangelie. Ons is almal dood, skryf die apostel Paulus. Julle was dood deur julle oortredings en sondes, waarin julle van tevore geleef het. 'n dooie kan nie eers vasgryp aan Jesus se hand nie. Jesus moet hom gaan uithaal en opbring boontoe en deur sy gees die nuwe lewe in 'n dooie inblaas. Alistair Beck stel dit so mooi. As ek enigsins oor my verlossing praat, en ek praat in die eerste persoon, ek het dit gedoen, ek het dat gedoen, ek het my hart vir Jesus gegee, ek is gedoop, ek het dit, dan mis jy die punt. Dan ken jy nie die evangelie nie. As ek oor die evangelie praat, praat ek altyd in die derde persoon. Dit gaan oor hom, wat aan die kruis in my plek gehang het. Wat deur sy gees ingeduik het, om my die dood uit lewend te maak, sodat God alleen die eer kan kry. Daar's niks van ek daarin nie, van begin tot einde. Is dit die drie enige God en sy eer alleen. Ekskuus, en ek moet kalm raak. Laaste een. Hoekom sou God dit doen? Hoekom sou Jesus dit doen? Volgens die wil van ons God en Vader. Op grond van 'n besluit wat die Vader voor die skepping al gemaak het, het die Vader hom, dis Christus, uit die dood opgewek, sodat hy elkeen van ons deur die genade van Christus sy kind kan maak. Afrikaanse les, wie is die agent in daai sin? Wie is die een wat optree? Sodat God ons deur die genade van Christus sy kind kan maak. Al die eer aan God, van die begin tot einde. My verlossing, van begin tot einde, is God se werk in my. Jy sien, die woord genade dui op iets wat God aan ons skenk, wat ons nie verdien nie. Ook verwag hy niks terug nie, maar hy skenk aan ons die nuwe lewe in Christus, wat ons die ewigheid invat, terwyl ons verdien ewig verlore op ons eie. Dis genade. En die enigste rede hoekom hy ons genadig is terwille van sy liefde vir ons. Niks anders het hom beweeg nie. Niets wat jy gedoen het nie. Nie omdat jy beter is as jy ou langs jou nie. Net omdat hy ons liefhet. Daar's geen ander rede nie. Jy sien, in Christus vestig die Gees in ons harte 'n ware geloof. En ook hierdie geloof is 'n geskenk. Ons glo net omdat God dit aan ons skenk. En daarom skenk hy sy genade aan ons. En dit bring ons uit by die laaste woorde. Hoekom sou God dit doen? Hy doen dit aan wie? En dis God die Vader. Die heerlikheid behoort vir ewig en ewig. Amen. Al ons aanbidding, al ons lof, al ons hoop en ons verwagting is op God alleen gerig. En daarom ontvang hy al die eer tot in ewigheid. As ons enige iets oor ons verlossing in Christus kan sê, kan dit net wees in woorde van lof, van dank, van aanbidding. En aan God al die eer gee.
As ek enigiets moet doen en bydra, dan kan ek ook nie meer die woord genade gebruik nie. En dan ontneem ek God die lof en die eer wat hom alleen toekom. En ek vat die eer en ek gee dit vir myself. Dit is 'n dodelike pad om op te gaan. My broer, my suster, as ek hom met my miskien so opgewonde maak, daar is nie 'n ander evangelie nie. Die woord alleen leer ons dat Christus alleen maak ons vry. Alleen deur 'n ware geloof wat die Gees in my hart werk. En dis alles. Genade alleen wat God in my skenk. En daarom is alles van my lewe tot eer van God alleen. Annemart, mag ons God en Vader deur sy Gees hierdie waarheid in jou hart vas lê en laat groei sodat jy werklik 'n vry mens kan wees. En dat hy hierdie geloof stewig in jou hart sal vasmaak en jou hierin sal laat groei. Mag ons Hemelse Vader in sy groot genade ook hierdie waarheid vandag, maar elke dag opnuut vasmaak in elkeen van ons se harte. Want my broer en my suster, as ons die waarheid ken, die ware evangelie, is dit ons pynlik om 'n leuen te hoor. Mense, as ek die waarheid weet, kan 'n ander nie vir my kom sê dit is nie waar nie. Of 'n leuen vertel. Nee, ek gaan mos weet. Gereformeerde Kerkontdekkers, julle ken die waarheid. Dit staan daar opgeskryf. Ons sien dit elke Sondag. Moenie dat enige een van jou 'n slaaf maak nie. Staan vas en mag die Gees ons aanspoor met die goeie nuus van Christus alleen. Amen. Ek gaan vir Aik geleentheid gee om vir ons die gebed te kom doen, die oupa van Annemart. Dis waar die Here al begin werk het, Annemart. Ek weet jy gaan sukkel om met party daar te glo, maar dis waar die Here al begin werk het, om met sy pad met julle te begin stap. Lank voor dit, né? Aik. Kom sluit ons oë. Is die klank reg? Kan julle hoor? Ons almagtige God en Hemelse Vader, op hierdie mooi winteroggend kom ons om U te loof en te dank met gesange en dank vir U woord wat ons versterk het in ons geloof en werke. Dankie dat ons so ongestoord die erediens kon bywoon, dat U genade en troue sorg so kan ervaar en getuie mag wees van die belydenis van geloofaflegging deur Annemart. Mag die ouers en lidmate ook hulle belofte gestand sal doen ter ere van U grote naam. Wees met ons gemeente, predikantspaar en elke lidmaat in hierdie week wat voorlê. Gee genesing van siektes, vertroosting van die wat treur. Seën ook die verkondiging van U woord oor die hele aarde, in besonder in die lande waar U kinders vervolg word. Wees met ons plaaslike en landse regering, Here. Gee dat hulle sal regeer volgens U voorskrifte, sodat daar verligting sal kom vir die armes en dat U koninkryk sal kom.
Bring ons gemeente volgende Sondag rondom u woord weer byeen, sodat u naam groot gemaak kan word om Jesus Christus wil, ons borg en ons saligmaker. Amen. Dankie. Oupa Aik. Daar is hy. Kom ons antwoord as gemeente. Kom ons antwoord saam met die woorde van lied 514 vers 1 en vers 2. Gemeente van Christus, kom ons gaan ook hier uit mekaar onder die seënende hand van ons Here. Kom ons rig nou ons harte op hom. Die Here sal julle seën en julle beskerm. Die Here sal tot julle redding verskyn en julle genadig wees. Die Here sal julle gebede verhoor en aan julle vrede gee.